Amen. Prys die Here. Vader, ons kom na U toe. En ons vra dat U elke diens wat in Groblershoek Hoop en hier uitgaan vandag hier agter ons ook sal seën. Ons is nie oppositie nie. Ons werk saam in die koninkryk. Ons is nie daar om 'n woord teen my ander broer se gemeente te sê nie. Want dan werk ek vir Lucifer. Ons is daar om hand te vat en saam te werk. En saam siele te wen. Here, seën hierdie boodskap. En laat mense nie net weer toehoorders is nie. En oor 3 jaar praat van die boodskap, maar niks gedoen het nie. In Jesus naam. Amen. Kom ons sit so 'n bietjie. Kom ons sit so 'n bietjie. Ek gaan nie preek vandag nie. Ek gaan net gesels. Ek het baie op my hart om af te lewer. En ek is so bly die apostels is hier, die pastore, die evangeliste en almal. En die opkomende. Ek wil eintlik met die kinders praat vandag. Want julle ou mense het klaar julle tyd gehad en julle het min gedoen. Hulle sal nou 'n slag iets kom doen. En moenie vir my sê julle doen baie nie. Die tikhuise is meer as die kerke. Laat ons mekaar face. As jy sê jy is kind van God en jy vertel hoe goed is die bloed en hoe goed is sy naam, maar die tikhuis bestaan, sê ek vir jou, jy's net so in bedrog soos die polisieman wat saam met hulle kom. Maar kom ons gesels 'n bietjie. Ek wil net eers dankie sê vir al die geld wat ingekom het, mag God seën. Ek sit dit sommer so en julle hoef nie 'n koevertjie te sit nie. Pastor, ek vat dit sommer so. Baie dankie hoor, dat julle ingesamel het vir my. Dankie. Ek gaan sommer 'n bietjie los, dan is dit die 10de. Dan los ek ook my 10de. Baie dankie. Sien julle hoe steel ek uit die kerk se kas uit? Jy wat nie jou 10de gee nie. Jy steel so by God. Jy steel so by God. Dankie Here vir elkeen wat gegee het. As jy jouself 'n Christen noem, ek gaan net gesels. Maar jy steel by God. Wil jy my sê jy's 'n Christen? Jy's 'n dief. Laat ons dit face, jy's 'n dief. Ons het name in hierdie lewe. Of jy's 'n roker, of jy's 'n Christen. Of jy's 'n drinker, of jy's 'n Christen. Ons het name. Jy kan nie die Christen naam vat en saam met sekere goed loop nie. Nou kom ek, wil net vanoggend vir jou sê, hy is verskriklik lief vir jou. Of jy nou nog sonde doen, en of jy nie doen nie, hy is baie lief vir jou. Maar dit beteken nie, jy gaan die hemel toe nie. Ek loop nou met 'n man 'n pad saam. Hy syp, hy rook, hy vloek, is vuil grappies, hy vertel, hy die genesingsbediening, hy dien God. Moenie vir jouself liegie. Jy kan nie die sonde doen en sê jy's op pad hemel toe nie. Hy sê as jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. Amen. Nou ek wil net vir ons 'n skrif lees, want ek wil 'n bietjie praat oor watter wapens gebruik jy. Nou ons kan nou baie wapens opnoem. Toe maar julle kan maar hou, ek gaan net so, is kort. Sorry, dat ek julle nou, maar ek hou daarvan as iemand wil saam lees. Maar 2 Korintiërs 10 vers 4, wil ek hê moet ons net gehoor. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Is nie 'n 9mm gun nie. Is nie die .22 nie. Ek wil amper sê, is nie die panga nie, is nie die shambokkie. Dis nie die wapens wat ek en jy mee veg nie. Maar hy sê, maar kragtig. Die Here sê eendag van my, bid vir 'n saak. Ek dink dit was vir smokkelaars. En hy sê, regte gebed
slat harder as 'n 9mm pistool. Ons het die wapens. Ons gebruik hom nie, of ons kanselleer hom daarna, deur God om vestings neer te werp. Hoor gou mooi, vestings, wat is 'n vesting? Is 'n gebou. Dis in die gees ook geboue, maar dit is ook fisiese geboue. Net vir jou vinnig sê, ek stap by 'n smokkelaar in Kuruman, 'n kind wat, ons stap daarin, om die kind te red. Hulle kom staan so om my, en hulle hou vas my, en die smokkelaar tel 'n hamer op. En ek sê, Jesus. Toe val die hamer en hulle val. Hoor gou mooi, maar nie net daar stop ons nie. Ek staan daar en ek kanselleer hierdie huis uit. Nou 6 maande terug, is die huis by die hof verkoop en gekanselleer. Appington daar teen die bult, waar die Nigerians so aangaan. Ons bid daar mekaar en spreek. Toe kom hulle met so groot staalbal en 'n huiskraan, en die hof gee opdrag, huis moet platgeslaan word. Ek en jy het wapens. Maar ons kyk die smokkelaar, maar ons gaan nou daarby kom, hoekom werk ons wapens nie? Het jy al 'n pistool gesien partykeer? Jy wil skiet, my werkie. Hy het geroes. Ons wapens roes, omdat ons nie by God se woord sit nie. Ons wapens roes, omdat ons valslik bid. Ons gaan nou daarby kom. Ons moet maar bietjie vashou vandag. Hoe baie ons bid deur die week. Susters wat saamkom is mis vroue maand. En julle moet dit bly doen. Moet die hele wêreld change. Maar toe vra ek eendag die Here, wat gaan aan? Want dis Dinsdagoggend 10:00 bid die susters, Woensdag bid hulle, maar niks gebeur nie. Toe wys die Here vir my die hoogmoed, die arrogansie, die godsdienstgeeste, nie Jesus se gees nie, godsdienstgeeste. Ek wil beter tale praat as jy. Ek is goed, op pad daarheen. As ek by die tikhuis verbyloop, swaai ek my kop soontoe. Ek is beter as jy. Ek vergeet Matteus 28 vers 19. Ek moet die evangelie aan die tikhuis verkondig. Wie van julle het ingestap by die tikhuis? Wie gaan daar in by die drankplek en gaan sit op 'n oliedrom en sê, hoor wat sê Jesus, maar ons is te vol van onsself. Het jy by julle sê net yes vandag nie? Ek is so geïrriteerd al vir die kerk. Ek kom nie om shine te vang nie. Ek is so, amper sê ek pastoor, wat is ek vol? Maar magtig almal sal sê yes, maar môre loop julle weer so met julle hoogmoedigheid, man. Daar's vandag mense in die hel. Hoor my mooi. Hierdie woord het die Here vir my by die huis gegee. Ek het vir hulle dit gewys voordat ek dit preek. As mense in die hel wat kerkmense deur hulle kleredrag weggejaag het. Want jy is so vol. Hoe lyk ek beter as jy? Ek is al uit 'n volle evangeliekerk gejaag omdat ek 'n jean aan het. Hierdie is 100% katoen. Is 100% van God af. Ek gaan jou nou wys, hierdie ding is krimpelien, man, is plastiek. Maar jy jaag die man wat 100% katoen het van God af, omdat jy jou tradisie wil hou. Maar hoorie, ek gaan nou stap hier en volgende week, dan is julle maar weer in die kerk geraad. Sorry julle, ons moet praat. Daar's mense wat verlore gaan. En dis die kerkraad partykeer. Ek sê nie julle nie, maar ek dink daar's maar by julle ook. Daar kan nie sonder dit wees nie. Wat die mense laat verlore gaan. My vrou is al in 'n kerk omdat haar naels gepaint was. Toe word ons eenkant gesit. Vir my word 'n das gegooi. Sit 'n man. Luister hier. Matteus. Johannes 14 vers 6 sê. Nie deur 'n das of 'n hoed of jou bruin klere nie, maar deur die Jesus Christus gehemel. Daar's volgens jong mense. Hulle wil hier join. Maar julle is te vol van julle krampagtigheid. Daar's baie wat jong mense daar buite. Hulle wil God dien, maar jou hoogmoed. Ek sit in 'n kerk in Kimberley.
En dan kom 'n mannetjie met 'n hoed op. Nou ek like ook, as ons God aanbid, moet 'n man nie 'n hoed op hê. Maar hoor gou mooi. Jy los hom. Hy sê, jy was nie sy buitekant, terwyl hy binnekant vol rofsigtigheid is. Hier sit vanoggend mense, Gees het my nou net gewys. Met hulle grindklere is hulle so godsdienstig. Hulle behoort nie eens aan God nie. Jy moet dit hoor. Jy moet dit hoor. Ja, jy sê amen, ek praat van jou. Ek praat van jou. Jy's so godsdienstig. Jy weet om die halleluja en die amen op die regte tyd te sê, maar binne is jy vrak van jou skinnery. Hierdie is die woord van God. Hy het my hy sin gegee en hy het die woord vir my teruggehou tot nou. Jy moet luister vanoggend. As mense in die hel. Want as iemand by die kerk aankom en hy's gehavend, al sê jy nie vir hom ietsie, maar jy so, dan jaag jy hom weg. Ek stap in Luderitz, Namibië nou die dag. Ek moet preek by die Christen gemeente. Daar's 'n uur voor die kerk. Ek ry gou in die woonbuurt, ek sê, wie's die grootste smokkelaar? Hulle sê, daai Zulu wat daar bly. Ek ry soheen toe, ek sê, middag, man is al hoog in sy jare. Ek sê, smokkel jy? Ja, sê. Ek sê, ek wil jou nooi kerk toe. Hy sê, nooit, die mense sal my nie toelaat nie. Hoor wat sê hulle? Ons het van sy liefde gesing. Maar is daai liefde daar buite ook? Weet jy wat? En dis nie net julle nie, ek kom geen nie pakkie. Ek voel die hoogmoed aan. Ek gaan nie terughou vandag nie. Ek voel die hoogmoed. Julle sal moet, weet jy wat moet eintlik gebeur? Julle moet voor God bely en vir julle ordentlik anders ter aantrek en die siele gaan haal. Jy kan maar kwaad wees. Ja, ek praat. Nou doen dit wat ek sê. Moenie net sê ja nie, doen dit. Mense is so godsdienstig, dat hulle sal amen sê vir die boodskap ook al is hulle skuldig. Ek gaan nie terughou nie. Ons kinders gaan dood oor tik. En ons is te vol van onsself. Hoor gou hier. En ek nooi die Zulu. Ek kom in. Nou, ek like as 'n mens altyd so sit. Die wit mense sit mos nie baie in die enige kerk, sê die diakens en die ouderlinge. Maar ek hou van dit. Julle, dankie vir die eer, pastoor. En ek vra, waar is die diakenbanke? Hulle sê daar. Ek sê, smokkelaar, jy sit daar. Toe, gons dit. Toe weer sien ek die mense in die kerk, hulle gehou noodvergadering. Kan ons so simpel wees, om ons op te hou, omdat die sondaar net verkeerd sit? Hy bring sy meisie van 16, sy's verlam. Hy bly saam in hoerery, hy's verlam. God red hulle, en hy genees die kind, stap daar uit. Jare daarna, tot hy dood is, dan vra ek, waar is die Zulu? Sê hulle, hy dien God. Later toe kom sit hy regtig in die banke. Wil ek en jy hulle nie gaan nooi nie. Wil ons die kaartjies maak en 'n bietjie vir die smokkelaar gaan sê, jy's welkom. Wil jy nie vir die tikkind nie net skel nie, maar sê hy moet kom. As julle my weer nooi as julle wil, dan kom ons met die studente, laat hulle vir julle getuig. En dan sê die kerk, ons is in oorwinning. Jy is nie in oorwinning nie. God is in oorwinning. Sy mense is nie in oorwinning nie. Want as ons hier uitloop, binne 10 meter gaan jy 'n tikpersoon kry. Nie vir my dan vertel jy is in oorwinning nie. Oorwinning is as ons oorgevat het. Want ek gaan vandag prakties ook praat, hoe vat ons oor? En daarom wil ek met die jonges praat, julle moet dit doen. Julle moet dit doen. Want as die tikverkoper volgende Sondag kerk toe kom, 'n kerk moet op 'n Sondagoggend stink na rook en drank. Ja, pastoor. Hy moet so stink. Maar weet jy wat gaan gebeur as dit inkom? Hoe jy moet nie op hierdie wit ding van ons sit nie. Hoe kom ek sit net weg, jy ruik na rook.
Jou hoogmoedige kamma Christen. Luister hier. 'n Kerk moet stink. Nie die diakens ouderlinge moet stink na drank en rook nie. Die kerk se mense wat kom, die sondaar moet vrot. En dan kan hulle change. Sê nie jy moet so bly nie. Ek drink nie. Ek vat nie 'n sigarette nie. Ek drink nie, ek hou my nie op met lotto nie. Maar kom ons praat so 'n bietjie. Miskien raak dit warmer. Luister, as twee dinge hoekom mense in die kerk toe kom nie. Party is so sondig in hulle eie sonde, hulle kom nie. En die ander kant is ons wat net aangesitte liefde het. Ons het nie ware liefde nie. As jy 2 keer 'n week vir 'n dik ouetjie gaan sê in hierdie plek, ek het jou lief. Kom sit Sondag langs dan nie. Jy's so welkom. Moenie vir hom sê wat hy moet aantrek nie. Sê net jy's so welkom. Dan nie 2 maande, 3 maande, dan kom hy. Ons kan dit uitroei hier. Nie die politiek, die ANC het vir ons gewys, hulle is van die map af, die DA is van die map af, almal is van die map af. Weet jy wat help? God se woord. Ons gaan nog kom by politiek. As ons pastore en diakens en ouderlinge en mense, hulle kruip so by die ANC en die DA om ietsie te kry. Ek kry by my God. Hy sal my help. My God maak vir rooies ryk. Ek het arm groot geraak. Die arm mense op Ograbies het gesê ons is arm. Ek het ook met 'n buite toilet groot geraak. Is nie net swart mense wat amper sê ek agterstallig is nie. Wat agter is nie. Ek is 'n wit mens, 'n rooi mens wat ook op 'n toilet gesit. Ek weet hoe voel 'n brommer op jou boot. Ek ken hom. Ek ken as daar nie konfyt is nie. Om 'n bietjie suiker te gooi op die botter. Ek ken. Maar God het my kom vat toe kom kies. Toe lig hy my op. As julle kinders hospitaal toe vat en sy been is gebreek. En na hier sê die dokter, vat maar weer die kind huis toe, maar hy sit die gips aan nie. Gaan jy gelukkig wees? Julle kom kerk toe en as die pastoor 'n bietjie wil gips aansit en 'n bietjie wil verbind die wonde, dan raak jy kwaad. Dan raak jy kwaad. Hoekom raak jy kwaad? Mense is wat gaan uitgaan. Jy kan change. Mense, dis niks om jammer te sê nie. Ek is 33 jaar in bediening, pastoor, jy baie jare langer. En ek sê vir jou, daar kom daar wat ek nog voor God sit elke dag en sê ek is jammer. Ek het nou net vandag gesê, ontleed asseblief my hart voor ek preek. Is dit nie ek wat die hoogmoed het nie? Het hom nou net gesê, is dit nie miskien ek nie? Jy moet nooit dink, jy het gearriveer nie. Eendag ry ek in 'n Casper. Julle weet hoe lyk 'n Casper van die polisie. Daai staal voertuig. Daar in Namibië. En ek is vol van myself. Nog so 'n paar doppe en ook. Pastoor, het jy ook gedrink vooraf? Ja. Jy lyk nogal of jy kan gegooi het. Jy het rooiprop, het jy rooiprop gevat? Ja, sy. Ek hoor hulle noem hom nou Kalgat. Maar okay, ek het hom ook gedrink. Ek het enigiets gedrink solank hy net dronk maar. Daai apostel met die mooi wit klere. Ek sien hom sommer. Hy het lekker gegooi. Maar nou is hy by die Here. Die Here het hom mooi gemaak. Amen. Maar luister hier. Hoe lyk dit hy het mes opgesteek? Maar okay. Maar die Here sê vergewe alles. Alles. Hy's goed vir ons. Ek wil net noem, want mense vra, waar kan ek kyk? Kruis kyk, kan jy kyk? En na hy op kruis kyk uitgesaai het, gaan hy na YouTube toe. So jy tik in Rooie Strauss, watter wapen gebruik jy? So oor 'n maand, dan sien julle die diens. Okay. Jy moet net so dat hulle ook opkom so 'n bietjie. Maar hulle sal op wees. Amen. Kom ons kyk so 'n bietjie na die wapens. Mense, ek het
'n bediening nou deur die land wat ek gaan, nou weer 50.000 kilometer is ons mikpunt. Met 'n bord wat ons sleep, ek het dan vergeet vanoggend, take over. Ons ry, die spanne wat saam met my is, vra hy mannetjie. Dan stop ons voor 'n tikhuis, môre as ons bykom is hy toe. Hoe kan God net deur sekere mense werk? Ek is nie so bereid nie. Ek trust hom net, daai wat hy sê. Moenie net glo aan God nie, glo in hom en glo wat hy sê. Ek like nie meer die woorde nie en ek weet dit is Bybelse, ou mag dit sê, maar ek vertrou God. Dit klink nie meer reg nie. Ek is die onbetroubare. Dit voel my eintlik arrogant om vir God te sê ek vertrou hom, want hy is betroubaar. Ek kan nie nog 'n uitlating maak nie, maar die Bybel sê so ek gaan nou nie, ek weet die regte terme, daar's niks meer fout nie. Maar okay. Maar hoor, kom ons kyk gou. Tikhuise, kinders dood, honger. Kan ek vir jou sê ons regering lieg vir ons en vertel is tering en dis dit en dat en iets. Kinders gaan dood van honger van Boegoberg tot in Ograbies baie. Honger. Nou ons gaan paphuise hier opsit. Ek wag vir julle pastore om meetings met my te hou. Ons gee die meel gratis. Ons het geld. En my bank niks, maar my God het geweldig. Ek het net gebid vir 'n meele. Dat hardloop so, die meel is daar. Ek hoef nie met 'n bedelbriefie te geloop het en sê gee vir my dat ek net 'n meele kry nie. My God luister as ek praat. Miskien moet ek nie ophou sê ek vertrou hom en daarna doen ek my eie planne. Maar kom ons gaan aan. Honger, verlorenes daar buite. En hulle kom hier nie. Mense, ek wil julle vra om hierdie wapens te vat. Ek gaan net noem. Ek gaan nie oor dit preek nie. Jesus se naam, ons ken dit. Sy bloed. Ek staan gister daar. Ek is so 'n bietjie oorgewig en ek was die Kasper wat ek julle wil vertel het, ry ek en ek trap 'n dubbele landmyn. Dis die terroriste se wapen wat hulle vir my gestel het. Nee? Dis vleeslike wapens. En my rug het baie seer gekry. Het jy al gedink as ons geestelik wapens uitgooi, hoe kan die demone sy rug seer kry? Maar gister staan ek so en ek wil koffie maak en hier's 'n pyn. En ek dink maar ek preek nou vandag oor wapens. Kom ek vat een en ek sê die bloed en ek sê Jesus. Niks gebeur nog en ek stap nog so. En terwyl ek weer sê bloed, is dit weg. Hoor, kanker word verslaan deur hierdie wapen. God change mense. Siek mense word gesond deur hierdie wapens. Ons finansiële wapen. Jy het 'n finansiële wapen om lekker te lewe. Ek praat nie van jy moet nou elke dag so 'n styk eet en jy moet 6 karre hê nie. Dis nie wat God gesê het nie. God het nog nooit gesê, vergeet dit. Maar vergeet ook dat God gesê het as jy hom dien, moet jy brood vra. Ek sê Dawid het gesê ek was oud en ek was jonk en ek het nooit 'n regverdige sien brood vra nie. So God sal vir jou brood gee. Dis nie te sê jy moet 7 karre hê nie. Dis nie te sê jy moet 'n steenhuis hê nie. Party van ons moet hy getuienisse maak, dit moet so wees. Maar party moet 'n bicycle ry om die evangelie te verkondig. Dat eendag God kan wys, as ons so staan voor die video, dan wys hy hoe die evangelis met sy bicycle siele gewen. Ek kom ry hierdie klomp manne met hulle Toyotas so goed verby. En dan kyk hulle. Nooit het jy iets aangebied nie. Nooit het jy 'n koeldrankie gekoop nie. Nooit het jy karre gehad, gegee nie. Dan roep hulle uit voor God, want hulle gaan nou hel toe. Daar gaan 'n video wees. Daarom moet party, as getuienisse wat God opbou. As 'n wapen van finansies, die beste wapen as jy jou finansies wil, gee jou 10de. En saai. En gee sommer meer. Ek sê nou vir jou, ek moet nou nie oor myself spog nie, maar ek is by die punt wat dit lekker is, het kan my laaste wees, ek gee kom net. Nou net, dat ek weer oorvloedig. Wapens, moenie jou 10de terughou nie. Want jy steel. Dan, selfbeheersing, is 'n wapen.
om nee te sê. Ek sukkel nou die laaste 4 weke, seker lang, om in die aand te eet. Dan dink ek aan hy steek daar in die yskas, en die 10 uur, dan ruk ek hom uit. As die selfbeheersing verby. Ek het ook my foute. Pas op, selfbeheersing sê, nee, gaan môre eet. Wag nou. Selfbeheersing sê, nee, ek gaan nie nou rook nie. Selfbeheersing sê, ja, maar hy girl lyk mooi. Daar by die kerk, maar ek gaan daar maar uitlos. Nou dag hier by Kalahari bel, my ton vrou my. Sy sê, hier is 'n pastoor, wat hier 'n veldtog kom hou. Maar iets voel nie lekker nie. Ek sê, Here, as daar nie iets lekker is nie, want partykeer judge mense onnodig. Openbaar hom. Hy volgende oggend 6 uur waai die pastoor net voor die son opkom. Toe die lig deurbreek, sy tent weg. Toe lê hy daar agter die preekstoel met een van die susters van gisteraand. Toe sy openbaar. Ek hoop hy daar sit so vuil duiwel hierdie. Al doen jy dit in jou kop, as dit dieselfde. Kom ons kyk so 'n bietjie net na ek gesels net, ek gaan nie vandag preek nie. Dan kyk ek hier, anders praat ek te lank. Want die pastoor het nog gesê, ons gaan nou, hy het glo gisterand 'n kudu geskiet hier op die Griekwa stadpad. Ons gaan nou praat. Ons almal het foute, pastoor. Jy het net 'n ou kuduetjie gevat. Ek maak sommer 'n grappie. Nou hoor gou mooi. Die duiwel se wapens. Onthou nou, wat die duiwel self gebruik en wat jy ook gebruik, is vrees. 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 Ek gaan nie baie stil staan nie, ek het net so 'n paar. Een van sy wapens is brandewyn. As hy wil hê jy met jou vrou slaan, sê hy drink brandewyn. Of drink broodprop. Dis mos vroue maand gewees. Ek steur my nou nie baie aan dit nie. Ek het 12 maande vroue maand en 12 maande mans maand. En ek sit te dink nou, as ek vir julle vrouens nou vertel iets, dan gaan julle miskien kwaad wees. Maar hoekom is 'n vrou se voete korter as 'n man se? Dat sy nader aan die wasbak kan staan, dat sy die skottel goed kan was, pastoor. So, ek weet nou nie op vroue maand of die vrouens nou daai een waardeer nie. Toe maar, ons kan so 'n bietjie lag ook, hoor? Amen. Wie van julle se mans was die skottel goed? Steek op. Wie is jou man? Is dit hy? Of hierdie? Hy het 'n baie mooi hart. Ja, ek sien hom nou net, hy's in die gees. Hy het 'n baie mooi hart. Was hy? Ek sal met jou moet praat, jou. Nee, daar's niks fout, jou. Mag ons vrouens help. Vergeet nou daai storie. Ek moet daai tyd bid. Wanneer my vrou skottel goed was, moet ek in gebed ingaan. Okay, of YouTube kyk. Okay, maar in elk geval, mense, nog 'n wapen wat Satan gebruik om jou finansies spak te gee, is lotto. As jy lotto speel, Jesaja 65 vers 11 sê, dan kom die ongeluk oor jou. Iemand wat dobbel, botteltjie, kom ons raai hoeveel boontjies is in die bottel, dan wen jy dit. Nou kom die kerk en het loetjies. Wat is die verskil toe jy in die kerk inkom? Het God toe nou gesê, die dobbel, as hy in die kerk inkom, is hy reg? Dobbel in die kerk is net so boos. En daarom sal 'n kerk se finansies daaronder lê, as jy loetjies het. Moenie loetjies het nie. Ek praat nie van skoon kompetisie nie. Jy sê vir die kindertjies teken, en 'n kind wat die mooiste geteken het, wen 'n pakkie chips. Niks fout nie. Maar die oomblik as jy jou oë moet toemaak, en jy moet trek, is dit die duiwel. Bly weg van dit. Ek is 33 jaar geseënd in my bediening. Ek het nie 'n gemeente wat 10de betaal nie. Daar sit my 10de betalers. Ek het hulle saamgery vandag. Ek is te bang hulle gee vir die ander pastoor wat daar is. Maar hoor gewoon. Ek sit met 40 mense daar wat uit Dragsheid kom. Hulle het nie 10de nie. So ek het nie 'n gemeente wat 10de nie. En kan ek vir julle sê, ons
ondersteun klomp sendelinge. Ek moes wel 'n week terug iets doen wat ek nooit gedink het ek sal doen nie. Ek was soos 'n hond gevoel en wou sleg. Nou nog, ek moes die foon optel. Vir party sendelinge sê, ek kan jy nie meer ondersteun nie. Die Christene gee nie meer. Het 'n klomp gebeur. Wie hoe voel dit? Wie hoe voel dit? Want ek het die mense gevra in die land op Facebook wie sal gee. Toe gee hulle, sê hulle, ons almal ondersteun hierdie 58 sendelinge. 'n Maand daarna te ondersteun die helfte. Dit was 3 jaar terug, nou ondersteun net 10% van hulle. Ek moes gebel het en gesê, ek kan julle nie meer betaal nie. Wat gaan God doen met die een wat hom 'n Christen noem en rook, en elke maand R2000 uitgee op sy rook, en hy sendeling, kan ek jy die geld voorgee nie? Dink jy regtig, God gaan jou met oop arms dan in die hemel ontvang? Dink jy, as jy 2 bottels brandewyn koop, maar jy ondersteun die sendelinge nie, jy gaan wegkom? Ek stuur net, ek preek nie. Ek wil net vandag vir jou sê, en jy wat porn kyk op jou foon, jy data betaal om dit te kyk. Wat het jy vir God gegee? Ons gaan net so 'n bietjie gesels nog. Ons kom nog hier by ietsie. Dan wil ek sê, tradisie is een van die ergste wapens wat Satan mense in die hel sit. As die kerk tradisie het. Mense, hoor nou mooi. As ek vandag, ek glo jy het nou nie, julle het nou vandag kaartjies verkoop he. Maar party mense verkoop kaartjies vir dienste. Nou dis so uit die put van die hel het. En dis in ons omgewings. As nou volgende naweek Pinksterdienste op 'n plek, wat ek gehoor het R70. En toe nooi hulle my studente. En net 5 kan gaan. Net hulle die R70. Nou vra ek jou, as jy bordkos neersit, yes, vra geld. Jy gee mos vir die mense 'n diens. Maar as jy hulle nooi vir die woord van God, en jy vra geld, het jy hierdie Bybel geskryf? Het jy die kruis gekoop? Het jy sy bloed gekoop? Dat jy nou skielik kan wins maak uit dit uit? Weet jy hoe raak het so stil nie? Dis in ons omgewings verskriklik hierdie ding. Ek het nie 'n probleem. God het nie 'n probleem as jy sang aand hou. Vrydag aand en jy sê dis ten koste van fondsinsameling. En jy sê gee R5 elkeen wat kom. Maar as die sondaar dan kom, laat hom in. As jy daai ou laat omdraai oor R5, gaan jy dit op 'n video sien eendag voor God se koninkryk. Ek gesels net so 'n bietjie. Ek maak net 'n paar goed dat die kerkraad kan die week sit. Ek wil julle uitnooi om volgende Sondag. Nou hoor gou, daar's niks fout met 'n das nie. Jy mag mooi aantrek. Laat ek dit nou net sê, anders verstaan mense verkeerd. As nie sonde in 'n das nie. Maar ek preek by Kois vir die namas. Pragtige mense. En hulle slom. En 'n man kom laat vir die diens, want hy was by die werk. En hy kom hardloop in en hy gryp die mic uit my hand uit terwyl ek preek. En hy sê, ek wil net vir geagte almal verskoning vra. Ek is die ouderling, laat ek nie nou das aan het, ek kom van die werk af. Hy onderbreek God se woord om oor sy tradisie verskoning te maak. Ek weet nie of dit die Heilige Gees is wat my wys nie, en of wat ek is nie. Maar ek sien daar sit 'n man, hy sit en maak sy naels skoon met sy okapi. En ek preek al nader aan hom. En ek gryp die mes, en ek begin 'n sny dasse af. Toe ek so 6, 7 afgesny, toe sit almal sonder dasse. Ek sê weer, ek is nie teen 'n das nie. Jy mag 'n das dra, is niks fout nie. Dit lyk eintlik goed. Jy hoef nie te kom mors by die Here se huis, maar mense, jou das moenie jou God raak. Jou hoed moenie jou God raak. Jou kopdoek moenie jou God raak. Sekere klere in jou kas moenie jou God raak. Dan wil ek julle nooi volgende Sondag, bring julle beste klere. Ek wil gee vir die pastoor en sê deel uit. Gaan staan vanmiddag, ek challenge julle. Ek het dit vir my gemeente in Kimberley gedoen.
Sê ek gaan maak oop jou kas, kyk jou beste klere, jou mooiste klere, dit wat jy die meeste like, haal dit uit en bring dit vir die pastoor, sê gee dit weg, net laat jy van die afgod ontslae raak. Doen dit 'n bietjie, doen dit 'n bietjie. Baie mense dra brand klere, of wildebees, of boerboel, of sulke goed. En dan, kyk 'n bietjie as hulle aantrek, hulle houding verander. Kyk party mense as hulle uit sekere karre uitklim, dat hulle 'n ander houding. En kyk die laities as hulle uit hulle pa se bakkies uitklim, hoe lyk sy houding? Dis hartseer mense, hoe hulle neerkyk as mense, en ek wil julle vandag vergifnis vra, alhoewel, ek gaan nou 'n bietjie ras praat, alhoewel julle kleerlinge is net so hoogmoedig partykeer, maar ek gaan julle nou vergifnis vra, dat van ons wit is, nie almal nie, op julle neergekyk het alle jare. Omdat jy kleerling is jy minder as ek wat 'n wit mens is. As daar sulke wit mense is, nog steeds, is jy so op pad hel toe, om God se skepping te judge, het jy groot moeilikheid. Julle sal dit weet. Julle nou moet opstaan, sal julle ken, hy man uit sy bakkie uitklim, wie is hy? Ek is nou so lus om iets te noem. Maar deesdae kla hulle man sommer nou aan. Maar ek is lus vir hom, ek gaan hom so noem. Ou Klaas, en die boere moet weet, ek like Indeerboere, witboere, breinboere, almal. Maar nou praat ek van my eie ras. Oom Jan, kom daar by die hemelse poort aan. En Klaas, jou breinman kom ook daar. En oom Jan sê, Here, u weet al hoeveel geld het ek gehad. Hoeveel het ek vir die bazaar gegee. Ek het nog die dranktafel ook gesponsor daar by die bazaar. En die Here sê, ek ken jou nie. En nou Klaas kom hier by, en Jan sê, hey, waar toe gaan jy? Jy het nou die dag het ek nog vir jou gesê wat jy moet doen. Wat maak jy hier? Julle kom ons hier nie hemel nie. Is net ons wat mense. Toe sê Klaas, verskoon hierdie. Baas, staan net so toe, want Klaas wil ingaan. Hy werk met 'n keer anders daarom ook. Maar ek wil vandag vir jou sê, ons moet by God uitkom. Ons hou ons te windie. Ek is die Here dankbaar, ek is nie wat mensie. Ek is mos rooi, ek kan mos sien. Maar oké, kom ons los hom daar. Ons moet hierdie gevegte stop. Julius Malema wat wil almal doodmaak omdat hy wit is. Jy is nou 'n enemy omdat jy 'n wit vel het, wil Julius jou doodmaak. Ons kan mos nie dit doen nie. Maar kom ons los hom nou daar. Anders gaan ons te ver. Ek wil nog so 'n bietjie praat. Nou wil ek so 'n bietjie vir julle 'n toets doen. Julle moet nou saam praat. Ek gaan vra, maar julle kan sommer so antwoord daarop. Wie kraam nou daar by die hospitaal? Die vrou of die man? Die vrou. So die baba kom by die vrou uit. Nou is 2 mans trou. Wie gaan kraam? Hoe sê jy niemand? As 2 mans trou, gaan iemand pregnant raak. Met ons bierpense lyk ons partykeer pregnant. Maar ons is nie. Nou wil ek vir jou vra, vrou. Ek wil eers daar begin, hier is ook 'n paar vragies, ek is amper klaar. As die vrou kraam, en dit is van God af Genesis wat sê, wees vrugbaar en vermeerder. Jy wat die kerkvrou is, en kerkman is, ondersteun jy daai beginsels? Ek vra, ondersteun jy dat man en man kan nie trou nie? Ja, jy stem nie dat man en man kan trou nie. So jy stem dat man en vrou trou.
Steek hand op, wie stem almal dat man en vrou kan trou? Okay. Hoekom het jy dan toe vir die DA gestem? Wat die wet ingebring het, en die ANC? Dan lieg jy mos vir jouself. As jy vir die DA die kruisie getrek het, en vir die ANC, hulle het die wet ingebring dat man en man kan trou. En die DA was die voorlopers. So jy loop met jou Bybel Sondag kerk toe, maar by die stemlokaal ondersteun jy man en man wat moet trou. Jou valse ding. Jou valse ding. Kom ek vra nog 'n vraag. Vroue man, jou babatjie, jy sê, jy het iets gewys, jy wys, hy moet in die proses bly. Kan agterkom, maar was 'n meeting. Want die vrou wys ook aan die ander kant die proses. Toe weet ek, hier was 'n meeting. Die kind moet in die proses bly. Mag ons dan jou babatjie doodmaak voor hy gebore word? Daar word 1200, dis nie by die Nigerians nie, net by die hospitale. 1200 'n dag in Suid-Afrika doodgemaak. Werk 1200 uit. Dan kyk jy dat die Noord-Kaap is al 'n paar keer doodgemaak. Nou wil ek jou vra, jy wat so bid. O, Here! En jy moet so bid. Jy hoor dan seker ook as jy bid by die Here. Nou 1996, 29 Oktober, toe stem die DA en die ANC vir abortus babamoord. Jy vat jou pen en help hulle om dit verder te doen. Jou valse ding. Ek het nie woorde vir jou nie, jy's 'n kind moordenaar. Met daai pen wat jy die kruis trek. Moenie my kon sê, ek het nie geweet nie. Jy staan in jou gebedskamer. Jy staan hier die hoogheilige. Huh? Ons al nog so enetjie. Hierdie takhuise, ons ministers is saam in smokkel in Suid-Afrika. Maar ons ondersteun hulle. As die kerk nou 'n slag opstaan en die Christenpartye, ek sê nie watter een nie, as paar ondersteun en opstaan en vir hulle ondersteun, dan gaan ons oorvat. Ons is dan 70% Christelik. Ons lieg. Ek dink daar's fout. As groot fout. Die kerk het help Suid-Afrika weggee. Die kerk het gehelp. Die Christene het gesmeek. Dan kry jy pastore en die Jakense ouderlinge wanneer die optog daar is. Ek is ook in 'n optog, want ek is 'n kind van die Here. Pastoor, die wet kom in, dis klaar op die tafel, dat elke pastoor sal voorgeskryf word wat hy moet preek, en die nasionale intelligensie sal jou dophou. Dis nie gang kom nie, die wet is nou op die tafel, by die CRL. Daarna kom hy by die oop verhore, waar nie Christene in elk geval opdaag nie. So is nog 'n jaar. Dan kan hy kom staan 'n man daar, soos in China, en hy luister wat jy moet preek, en die volgende stap is almal se Bybels af, en net die pastoor sal een hê, en hy sal nie meer kan sê, man en man kan nie trou nie, hy sal nie meer, dit kom nou, nie oor 10 jaar nie, dis hier, behalwe as ons opstaan. The Church of Defenders, swart mense en kledingmense, dank die Here wat opgestaan het, en ek gaan hulle join, ek praat die week met hulle, wat hierdie ding gaan teestaan. Maar dit help ons is ou paartjies voor die Unie gebou. Die kerk se dae is verby. Hy het homself verby gemaak. Ons sal moet van boom tot boom kerk hou. Hierdie kerk, die DA is liberaal. Gaan kyk in die Afrikaans verklaarde woordeboek wat sê liberaal. Alles wat kerklik is, om onder die staat se beheer te bring. Erger as 'n kommunis. Ek wil net ons mind so 'n bietjie oopmaak, terwyl ons hulle ondersteun. Moet ek en jy die counselor haat? Nee, ons moet hom gaan vertel. Ons is lief vir jou, counselor, maar jy sal moet skuif. Jy sal moet God. En weet jy hoe mislei hulle die mense? Want hulle klim af met die Bybel.
En die mense dink hulle is Christene. Vra hoe lyk hulle wette? Kan ons onsself so belieg? Ok. So ons moet opstaan vir hierdie goed. Ek het 32.000 kilos deur die land gery om vir #HopeForSA op te staan, sy stem vir 'n Christenparty. Uit 60 miljoen mense wat 20 miljoen geregistreer is, het 13.000 gestem vir die Christene. Die Here het eendag vir my woord gesê. Toe ek sê, Here, doen iets, toe sê, hulle gaan kry waarvoor hulle stem. En God gaan ons nou skud. Suid-Afrika, ek is 'n positiewe mens. Suid-Afrika gaan geskud word. Suid-Afrika gaan seer kry. Want ons het ons rug op God gedraai. En dit is die kerk gewees. Nou ja, kom ons kyk. Die wese, wie kyk na die wese en die weduwees? Gaan skoffel is nog hulle jaar. Pastoor bel my as hier weduwees is, gaan hy aan mekaar doen nie, ek is nie tuindienste nie. Maar ek sal een keer kom met my mense, geef my die adresse, en ons sal die jaarde gaan skoffel. Dat ons net 'n diens doen aan die weduwees. Prys die Here. Ek sluit af. Wedergeboorte beteken jy's gewas deur sy bloed. Hierdie buitekant van ons moet nou 'n slag vrek. Mense, hoor gou mooi. Ek kan voel hier is opgeneem. Dis soos 'n spons in water, ek kan voel is opgeneem, maar dis of die spons sê, wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek change? Change maklik. Baie maklik. Jy gaan na hierdie strate in deur die week en jy sê, kindertjies, ek kom nooi julle, kom Sondag. En jy staan by daai deur en jy wag vir hulle, sonder 'n gewaad. Net plein. Kom, trek sommer soos 'n nar aan. Paint jou gesig rooi. Net nie swart nie, hoor. Dat is jou in die moeilikheid. Jy mag nie dit doen nie. Maar hoor, die paint hom. Maak jou anders te loop deur die strate net voor die kerk begin op 'n Sondagoggend. Vat lipstifie om jou gesig. Loop en sê, kom, kom, kom. En dan ouderlinge die jakens, hou jou in. As jy nie lekker gaan kan preek nie en die geraas is 'n bietjie te veel. Laat hulle maar net dan hier is. Al preek jy ook nie. En hulle eet net 'n ou pakkie chips saam met jou. Laat hulle net eers kom. Ek pleit by julle. En ek stel my as beskikbaar, ek kom preek nie net nie. As jy vir my sê, bring jou 40 mense. Gaan nou nie 40 bring nie, van hulle as litek hy sien. Ag gaat hulle nog. Nie om te evangeliseer. Die manne wat ek mee werk, dis 'n bietjie anderste. Dan bring ek 20 mense. Ons hardloop hierdie plek deur. Saam met jou mense. Skryf mekaar hier. Ek gaan saam met julle. Ons nooi julle. En ons kom doen 'n diens. As jy vanoggend voel, ek gaan nie vir bekering vra nie. Ek gaan vanoggend voel, as jy voel, jy's in tradisie. Jy wil dit afskud. Ek gaan ook sommer dat die Here by my nog afskud. Of jy voel, nee man, ek moet 'n bietjie loskom. Ek het so kerk geraak, ek is nie meer Jesus nie. Hoor gou mooi, ek is nie teen die kerk nie. Ek is vir die kerk. As mense my bel in die land, ek is honger. Ek sê, God het 'n Bybelse struktuur. Gaan na jou kerk toe en kry kos. Nie vir rooies bel nie. Hy het 'n Bybelse struktuur. Jy moet na jou plek toe gaan van aanbidding. Maar hoor gou mooi. Vra jou vandag. As jy vandag sê, ek wil loskom van, julle verstaan nou as ek sê kerk. Ek sê nie jy moet bedankie. Jou kerklike houding in die straat. Môre suster. Daai houding. O, nee man, stop by die gay. Daai ouetjie wat so staan, sê, vat hom om. Sê ek is lief vir jou. Kom kerk toe. Laat God hom kan change. Die ou dronk oom, roep hom al, wat jy wel kan doen, daar kan dissipline wees. Ek het hulle altyd, my kerk, vra my vrou, ek gaan vrot na spirits. Na alles. Die ryk mense het uitgeloop, gesê in so plek kan hulle nie sit nie. Maar ek was gelukkig. Gly een aan 9 spiritsdrinkers in Kimberley na die Here toe in die kerk. Hy oggend drink hulle gifspirits en hulle dood.
Ja, ek glo hulle is hemel toe, want hulle het nog nie gegroei nie, maar hulle het al Jesus gekies daai aan. Jou lippe is so blou van die spirits. Ek dink toe hulle aankom by Petrus, toe sê hulle, wat nou? Toe sê Jesus, julle het hier gemaak. Daai ou nederig is. Hulle gaan dit maak. Hulle het hulle vuil sakke, het so gestink, dat hulle net by die kerk moet neersit. Hoor gou mooi, as hy sit 'n raas in jou diens, dan hoef jy dit nie te verdra nie. Jy gaan en sê, meneer, nog een kans? Jy raas, kom volgende Sondag terug. Raas jy nie. Bid buite vir hom, en sê vir hom totsiens. Daar kan dissipline wees. Hoor gou mooi, maar nooi hulle, nooi die ou dronkes, nooi die ou wyndrinkers, want Jesus het hulle lief. Vader, ek kom bid nou dat U deur die Heilige Gees sal aanraak. Mense nou hier, dat hulle so erg oor evangelisasie raak, so erg raak om siele te wen van hierdie week af, dat hulle sal stroom. Almal wat sê, ek wil siele wen, kom staan hier voor. As jy ongered is, kom staan daar en lyk jou na die Here toe. Almal wat wil siele wen, kom staan hier. As jy nie wil siele wen nie, bly sit. Bly sit. Ek like dit, tot die pastoor, want hy wen siele, maar hy wil het op 'n ander level gaan. In Jesaja staan daar, wie sal ek stuur, en wie sal vir my gaan? En ek vra dit ook daar by die huis, dat jy saam dit nou doen, dan sal God jou ook aanraak. Ek kry baie getuienisse op die WhatsApp, wat sê, daai dag het ek saam gebid, vandag is ek 'n pastoor. Nou hoor gou mooi, ek het agter in 'n kerk gestaan, ek was 'n polisieman, en toe sê 'n tannie, sê hierdie woorde, wie sal ek stuur, sê die Here, en toe sê Jesaja, hier is ek, stuur my. En toe daar nog baie dinge gebeur, 'n engel het hom aangeraak met 'n koolvuur van die altaar. Maar die feit is, hier is ek, stuur my. Almal wat bereid is om gestuur te word, sê net hierdie, hier is ek. Stuur my. Ek wil dit ook weer sê, Here Jesus, ek stuur my asseblief. Amen. Ek wil net gou oor, het julle olie? Dan net gou daar olie. Is daar iemand wat ongered is? Is daar iemand wat, jy's by die Here? Kom nie. Die Here is so lief vir jou. Sit ek kyk jou daar. Okay, so maar eers met hom. Hierdie man, wag, jy gaan kerkmense verbygaan. Kom nie, wat is jou naam? Cecil. Cecil. Cecil, wees nou eerlik, en hulle sal nie spot nie. As julle dit gaan doen, is julle van die pad af. Amen. Drink jy of gebruik jy tek of wat gedoen jy? Ek rook net. Jy rook net. Maar luister nie, maar jy voel al skuldig dat jy God het nie, né? Ja. Jy gaan van vandag af hom dien. Hoor nou meer, as ons weer hier kom, hierdie man gaan 'n evangelis word. En van julle wat hier staan vandag, gaan skaam wees hoe hierdie man beweeg. Steek jou hande in die lug. Bid saam met, sê, Here Jesus, red my siel asseblief. Kom woon in my. Vergewe asseblief al my sonde. Was my skoon. Vul my met die Heilige Gees. Amen. Here, hou, lekker in die oog, oorwinning. Vader, ek kom salf hom vir evangelis. Hy kan nou nie môre die naam evangelis dra nie, maar in die Gees gaan hy begin om opleiding kry. Dankie Here, hierdie man gaan 'n siele honger hê. Hierdie man wil nie meer rook nie. Hierdie man wil net God dien. Elke verslawende gees in Jesus naam uit hom uit. Elke duiwelse ding gaan uit hom uit in Jesus naam. Here, vat hom en gebruik hom. Amen. Hoor nou, van jou wil ek weer hoor. Hoor, jy gaan loop in hierdie strate. Jy stig nie 'n kerkie. Jy bring hulle kerk toe. Amen. Staan net gou daar. Staan net. Ek voel jy moet, wag net so 'n bietjie. Ek weet nou nie wie se koel dan moet ons koop. Ek sal betaal na die tyd. Ek voel hierdie man. Daar in die hemel hou hulle nou fees oor. So ek voel hy moet saam fees hou. Hy kan my dors bly. Dis jou koop. Drink rustig.
Jy kuier nou saam met die engele. Hulle hou fees daar oor jou. Amen. 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 Hou daai olie nader. Wie voel, ek gaan nie lang gebede doen nie. Wie voel, hy wil net handoplegging hê. Hy wil, as iets wat moet breek. Amen. Kom, ons hoef dit nie eers hardop te sê nie. Ons eer die Here Okay, Jesus. staan. Okay. Dankie. Jy kan ook help. Dankie my vriend. Laat ek jou net eers groet. Ek het nie groet. Ek like hierdie man. Het ons nog nie ontmoet nie. Ek was baie daar gekom by die krokodilplaas om meneer ontmoet as. O, want jy lyk bekend. Waar is jy by Eskom? Nee, ek is by die Department of Agriculture, saam met Hannes de Witwerker. O, okay. Prys die Here. Jy moet die mense nooi dat ons kyk of hulle so gelowig is. Die pastoor. Volgende Saterdag kom julle en ek gaan hom laat hy deur die krokodildam swem. Amen. En as hy nou aan die ander kant uitkom, dan is hy mos 'n gelowige. Ha? Nee, ons kan nie die Here tart nie. Okay, prys die Here, steek vir Johanna op. Vader, ek kom nou en hierdie vrou wil vir u werk, hierdie vrou wil afskud. Sekere goed laat sy kan werk vir u. Here, ons kom in die naam Jesus Christus, Yeshua Messia, en ons skud af. Skud af. Sê Here, skud af. Sê Here, skud af. Alles wat u van u is. Dankie Here. Baie dankie. Here, sy wil u doen. Dankie Here, in Jesus naam. Jy wil jou werke is aan 'n einde. Jy gaan nie hierdie vrou treiter nie. Jy gaan niks, maar die Heilige Gees gaan deur haar werk. Amen. Here, hulle gemeente seën dit, maar laat dit 'n evangelie gemeente raak. Wedergeboorte, maar evangelie. Dat hulle sal uitgaan deur die week. Party Sondae sommer sê ons maak toe. Ons gaan haal hulle nou. Here, dat Matteus 28 vers 19 gebeur en laat tikhuise toemaak deur hulle in Jesus naam. Amen. Gaan onverskrokke. Ons is te bang, wat gaan die mense sê? En nou gaan hy polisieman sien ek het hulle weggegee. Hey, ek gee ou openlik weg. Dan geriep. Ek gee ou openlik weg. Hy kan my veldleer wees, hy kan 'n ander veldleer wees. Ek gee hom openlik weg. Kan ek julle gou iets sê? Nou die dag is daar 'n huisbraak. Ek hoor, maar daai mense het die matrasse gesteel. Dis vroeë mense. Ek loop in die traktaatjies daar deur die plakkerskamp. Ek loop aan, ek sê, oom, kan ek bid? Ja, sê, ek sê, maar kom ons gaan in die huise. In die huise. Ek sê, kom staan in die kamer en bid. Ons bid, terwyl hulle oë toe is, lig ek op. Ek bid, Here, besoek ons. Aha, dis die matras. Ek sê, amen, gearresteer. Ja. Die speurder kom, hy vat hom net aan. Mense, ons moet 'n verskil maak. Ons moet 'n verskil maak. Ons die jakers, die ouderlinge koop die vensterrame en die goed by die mense. Die pekanete. Dan is 'n pekanete. Ja. Net die hard praat. Jy moet vir my ook daai prys gee van die pekanete. Nee, maar hoor hier, as 'n kind van God is, kan ek nie stel hom goed koop nie. Amen. Dan is ek mos Sondag. Dan is ek op pad hel toe. Maar okay. Is 'n gevaarlike man in die gees. Is 'n gevaarlike man. Julle moet laat hierdie man uitbreek. Hy moet hier bly, maar hy moet hulle gaan haal. As ek hierdie gemeente kyk net vinnig. Hierdie man sal ek hoof van evangelisasie gemaak het. As daar iemand is, moet nou nie stryd vang nie. Maar hierdie man, steek jou hande in die lug. Hoor hier, jy moet gaan siele wen. Kan 'n ander nie op nie. Wag, ek gee jou nou wys wat doen die Here. Maak so. Maak so. As hy seën. Wag, ga agter. Dan nie wag, jou oog is weg. Ken jy die Here? Here, dankie deur die wonde van Jesus swaai. Dankie die wonde. Swaai. Moet net nie seer kry nie, maar swaai. Dankie die wonde. Sy naam is Jesus. Ons gebruik daai wapen. Jesus. Kry jy seer? As jy hooglag, nou gaan ons hooglag. Here, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dankie vir genesing. In Jesus naam, gooi hom man, gooi hom. Hy's reg. Okay. Nou steek jou hande op. Kyk tot waar kom jy nou? Is hy seer as jy opsteek? Dat hy nie seer is, Here, dankie. As hy. Vader, in Jesus naam, siele wenner. Hy sien 'n gap waar hy hom sien. Doop hom nou met die Heilige Gees en met vuur. Doop hom, Here, doop hom. Amen. Hou op haar teë staan in die huis. Vat jy die Bybel van vanaand af.
Hy sê, kom sit, jy het alle jare gelees, ek gaan nou bid vir jou, hoor jy? Gaan jy doen vanavond? Hierdie man gaan ooploop. Jy weet jy raak 'n pastoor se vrou. Jy weet jy raak 'n pastoor se vrou, 'n evangeliste vrou. Hæ? Jy het vandag gehoor. Hoor jy? Hoeveel kinders het julle? Is dit een kind saam, maar ek het 2 van my eie. Sê, maar julle is getroud. Amen. Ek is, al hoe meer lyk ek die man. Waar werk jy? Kom bly daar in 'n karavaan by my vir 'n week. Bring jou bedde goed. En jou bord en jy niks verder nodig nie. Ons het baie kos daar. Jy bel my die week, ek sal reël dat 'n bakkie jou kom al. Moenie waar nie, jy gaan net die tande van die krokodille borsel. Luister nie, ek gee nie vir jou werk nie. Kom bly in 'n karavaan en jy smaak net gou die evangelie. Hoor pastoor, ek steel hom nie, ek het nie gemeente wat ek kan steel nie. Ek wil hom net 'n smaak gee. En laat hierdie evangelis opstaan. So, dis in jou hande. Bel my, wat is jou naam? Sissel Kats. So as jy bel, dan sal ek weet. Amen. Jy het 'n week daar by my. Net so bietjie. Jy sal sien, jy sal dit bitterlik lyk. OK. Daarna moet ons hom seker krokodilvleis braai. Ha? So saam. OK. Vader, hier is 'n paartjie wat gaan siele wen. En tikhuise toemaak in Jesus naam. Here, salf haar nou. En die seer van die verlede is verby nou. Sê Here, ek los die seer. Amen, daar kom dit uit. Daar kom dit nou uit die seer. Al die seer, al die seer. Here, doop haar met die Gees. Dankie Here, dankie Here. As hy. Vader, dankie vir 'n sielewenner wat opstaan. Dankie Here. Sy gaan nie net in die kerk dans nie, dit moet sy aan mekaar doen. Jesus naam. Maar sy gaan siele wen. Sy gaan nie by mense kom en hulle veroordeel in hulle huise nie. Jesus naam. Maar sy gaan hulle vertel. Dankie Here Jesus. Elke aanhangsel wat op haar is, wat nie van U is, af in Jesus naam. Jesus naam. Alles aanhangsels af in Jesus naam. Dankie Here Jesus. Alle af in Jesus naam. Alle aanhangsels. En net wat van God is bly staan. Net van God bly staan. In Jesus naam. Romantiek. In hoë graad. OK. Het jy alle mense vergewe? Alle mense. Sê gou, Here Jesus, ek spreek vry. Ek vergewe alle mense. In Jesus naam. Die wat my seer gemaak het, by die kerk en buite, in Jesus naam. Vader, ek kom bid, enige spel wat op haar gesit is, deur Jean Kommas of slim mense of sulke goed, ons breek dit af in Jesus naam. Ons breek dit af in Jesus naam. Enige toordokter goed, breek ons af in Jesus naam. Here, maak U haar sterk. Maak U haar sterk. OK, beer 'n bietjie op. Self. Weer op. En Walde vat er so klein bietjie, maar moenie haar optel nie. Ja, ons breek Parkinson siekte af in Jesus naam. Sommige Alzheimer's, al die goed voorvadergeeste in Jesus naam. Goed wat daar vervloek het, ons sny dit af in Jesus naam. Onvergewensgesindheid is verbreek in Jesus naam. Deur die wonde van Jesus. Kom, help haar net so bietjie. Ek wil net laat sy opstaan, dan kan sy weer gaan sit. In Jesus naam. In Jesus naam. Maak jou bene styf. Maak jou knie reg. In Jesus naam. Dankie Here. Hou net die stoel af vas. In Jesus naam. Dankie Here, U maak haar sterk. U maak haar sterk. U maak haar sterk. Tel op. Sê Here, ek kan loop. Here, ek kan. Spreek geloof. Sê Jesus. Kom ons almal hier. Sê Jesus. 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 Die Here eer sy eie naam. Sê Jesus. Jesus. Hoe voel jy? Voel jy pyn? OK, nou staan op. Wag, staan op. Staan op, staan op, staan op. Laat ons loop. Staan op. Maak die bene styf. Is daar krag in die bene? Kom die krag in. Voel jy hom?
Voel jy dit? Ha? Jy voel die? Jy voel die krag. Sy sê sy voel haar kom krag aan. Amen. Kom ons sê Jesus. Kom mense, ons moet 'n bietjie. Kom ons bid 'n bietjie almal. Halleluja. Sing 'n koortjie, sing 'n koortjie. Toe die krag op my neerval. Amen. Amen. Kom ons sing dit vir haar. Sit daar so 'n bietjie neer en dan begin ons sing ons en dan gaan ons laat sy opstaan. Pynjura. Ja, kan niet zo lang. Ha? Mijn rug kan niet zo lang. O. Wat bedoel sy nou van haar rug? Ik kan niet lang op haar rug zitten. O, nou sê vir haar eers in. Kom ons kyk vir haar eers gemaklik. Help gou daai Walde. As hy. Is jy reg? Okay. Kom net gou voor ons sing. Wil ek net maak gou tel gou op. Tel gou op by bene weer. As hy. En die ander een? En dit kon nie. So hier is mos nou duidelik iets aan die gang. Okay. Terwyl ons nou sing, maak jy heeltyd so. Okay. En jy sê Jesus. Kom ons sing en ons sê Jesus en ons stel op. Kom. Okay. You are the God that healed Me, dankie Here. Tel op. Tel op. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Ek breek alle vloeke. Dis mos gebreek op die kruis op Golgotha. En Here, ek proklameer dit nou op haar dat dit gebreek is in Jesus naam. Sy stop sommer ook om so te bewe in Jesus naam. En die arms kom ook. Maak gou so jou arms. Maak so. Maak so. Maak so. Maak so. Kon sy nie so maak. Wat? Okay, tel jy op. Tel op. Tel op. Tel op. Maar kom nou 'n bietjie hoor. Draai hoor op ja. Tel hoor op. Tel hoor op. Tel hoor op. Tel hoor op hier. Ja, dankie, dankie vir genees. You are the God. Dankie Here, U doen dit. Kom, bly hom maak, bly hom maak. Tel op, tel op. Dankie Here. Sê Here, ek bely al my sondes. You spread your word and you heal. Jy's kwaad vir die hospitaal, né? You Vergewe almal, die hospitaal, elke mens, hoor. are healer. Then the Lord says, yes, Maak nog so, maak nog so. I am the God. Nog. As jy voel jy wil opstaan, dan sê jy, hoor jy? Hoor jy? I am the God. Anna, as jy voel jy wil opstaan, dan sê jy, hoor jy? Hoor jy? Voel jy die krag al in jou bene? And I heal your disease. Maar dan gebeur hier mos nou groot dinge. Amen. Nou, sê as jy wil opstaan. Sê, oefen hom, oefen hom, oefen hom. En dan sê, okay. Kom, ek wil net gou ietsie sê vir ons. Is beslis nou iets besig. So ons gaan julle nou vra, die pastoor, julle gaan nie nou net gaan aanvaar by die huis nie. Jy moet nou 3 keer 'n dag. Dan begin loof jy die Here en dan tel jy op. En dan tel jy op. En dan tel jy op. God het 2 maniere van genesing. Die een gebeur onmiddellik. Die een gebeur soos die 10 melaatses op pad. Nou die aand by Klerksdorp bid ek vir 'n vrou, apteker, sy's doof. Die Saterdag aan, niks gebeur nie. Maandagoggend toe sy onder die boom sit en tee drink, toe hoor sy die voeltjies. En ek sê, Here, hoekom jy nou Saterdag aan? Laat al die mense gesien het, dat hulle kan rejoice. Hy sê, as ek al die genesings voor julle doen, kry julle die eer. En nie ek nie. Verstaan? Want nou sit ons daai eer aan God. So hoor gou, jy is genees. Dis nou daar. Jy het die pakkie gekry. Jy moet nou net
Elke dag. Amen. Moenie nou op 'n dag sê, ag ek gee nou maar weer op nie. Amen. Jy gaan nie opgee nie. Amen. En as jy iets agterkom wat jou kan terughou het, dan bely jy dit voor die Here. Amen. Goed, ek. Maar dat my doelheid. Dat nie lokaal nie. Verskillend. Ja, jy's pragtig. Jy gaan dit weer doen. Hoor jy? Gaan dit weer doen. Tel gou weer vir ons op net daar. Dat ons sien, kyk daar. Sy kon dit nie doen nie. Kyk daar. Prys die Here. Tel 'n bietjie hoor ook op. Tel hoor op. Man, ek like nie dat ons nou hierdie ding stop nie. Maar die Here het sy manier nou. So ons kan nou doen wat ons wil. Maar jy gaan nie stil gaan sit by die huis. Jy vra asseblief. Amen. Pas loop net so bietjie. Loop moeilik, né? Vader, dankie dat U al die pyne wegvat. Elke spier op sy plek sit. Elke been op sy plek sit. Elke daar sy. En hier, daar sy. En elke been trek nou reg. Wag, hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding, kom loop gou hier na toe. Nee, loop nou 'n bietjie reg. Nie so nie. Loop reg op. Gee gou jou hand, kom ons loop net gou weer. Ek wil net so 'n bietjie. Wag eers. Kom ons draf gou. Kom. Sy gaan nou reg kom. Kom ons gaan nou omdraai. Wag eers. Nou gaan ons chat. Is jy reg? As hy. Dat is krag. Oh, krag. Ja, krag. Jy moet nou glo dat jy sterker gaan raak. Hoe oud is jy? 83. Ek wil nou nie iets sê nie, want dan breek ek my eie geloof af. Maar ek dink op 82 moet die mense 'n bietjie anders ook loop. Nee, ek vang dit te grap. Dit hoef nie, die Here is by ons, hoor jy? Jy's pragtig van 82. Nee, 82 dan moet ons draf. Kom, nog een keer. Kom. Kom ons draai om. Nog so bietjie. Daar sy. Vat hom. Daar sy. Amen. Ek het daarom op 'n tyd gehoor toe ek die geld so indruk. Hy kyk so lank en hy sê ag toe nou ook. Toe gee hy maar af daai geld. Toe sê ag toe maar ook nou. Jy's oulik man. Hoor jy, jy's pragtig. Maar ek moet sê 'n paar het gekyk en gedink, "Hey. Maar hoor gou, jy kry daai jakkalse van die evangeliste. Hulle wil die geld pocket. Julle moet wake up wees." Dankie Jesus. Baie dankie. Here, ons loof U, ons prys U. Ons aanbid U naam. Dankie Here Jesus dat ons weer onder die vrese van U kon wees. Dankie Here dat ons weer onder die geklank van U kon wees. Dankie Here vir wonders en tekens wat nog uitgaan. Here wat ons nog kan sien. Ons kan nog die hand van U sien, Here. Ons ervaar nog in hierdie middagure U liefde, U genade. En in alles is ons vanmiddag so dankbaar. Dankie Here aan die volk, Here, wat so ver gekom het om hierdie woord aan ons te bring. Dank spesiaal, Here, aan ons prediker van die oggend, dat hy die man van die Here mee sal seën. Here, dat U sy grondgebied sal vergroot. Halleluja, Here, elkeen wat vanmôre hier op hierdie voorportaal van U gewees het. Here, wat iets kon sê, wat iets kon doen. Dankie, Here. Dankie, Vader. Ek loof en ek prys U, dat ek weet U is U God wat sou lieg nie. Here, U is U God wat sou teleurstel nie. Here, ons wat met verwagting gekom het. Dankie, Here, dat U U heerlikheid aan ons kom openbaar het. Seën die werk van U verder, Here. Hulle wat nog verder gaan om die werk van U te doen. Seën elkeen vanmôre, Here. Spesiaal vanmôre die bediening, vir die evangelie bediening. Bid, Here, dat die seëning van U oor dit sal wees. Die leiers, Here, ek bring hulle vanmôre na U toe. U wat die harte ken.
U wat vanmôre die Here toets, ons eer U vanmôre. Seën elkeen vanmôre, Here. Leer ons, Vader, om in alles dankbaar te wees. Ons is vanmôre hier, Here, en ons het 'n wonderlike dankbaarheid, 'n wonderlike blydskap vir dit wat ons vanmôre weer gesien het en ervaar het. Seën verder alles, Here. Elkeen wat met 'n verwagting gekom het, vertrou dat U dit vir hulle sal gee. In Jesus heilige naam, met eer en danksegging. Sons to glory.